Ons gaan 3 gedeeltes lees, 3 kort gedeeltes lees uit die Bybel uit. Matteus 28, daar gaan ons net vers 19 en 20 lees. Ek lees dit uit die 2020 vertaling uit. Ons tema, leef jou lewe. Leef jou lewe. Baie bekende teks, Matteus 28 vers 19, Jesus wat vir sy disippels sê, gaan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan baie belangrik, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. En dan lees ons uit Handelinge 1 vers 7 tot 8. Jesus hier in hierdie gesprek met sy disippels, kort voor sy hemelvaart, dan sê hy vir hulle in vers 7, dis nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Vers 8, ons fokus, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiteinde van die aarde. En dan blaai ons na Romeine 8, en ons gaan daar ook net 2 verse lees, vers 9 en 11, 9, 10 en 11. Julle daarenteen, bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon, as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarenteen op grond van die regverdiging is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Ons lees net tot sover. Die eerste maand van 2026 is verby. Iemand sê in die week vir my, kan jy glo, Januarie is verby en ons het dit oorleef. Ons het dit oorleef. Net oorleef? Of het jy geleef? Met hoofletters geleef. Elke dag wat die son opgekom het, as 'n geskenk van God aan jou gesien. Elke geleentheid aangegryp. Of nie? Ek het die idee, ons groot probleem is, dat ons in 'n wêreld leef waarin ons so toegegooi word met slegte nuus, dat ons dink ons nie meer 'n verskil kan maak nie. Daar's soveel pessimisme en negativiteit wat ons soos 'n stroom meesleer, wat maak dat ons glo, ons moet maar net op 'n hoopie bly sit. En weet jy wat? Dit is een van die grootste leuns van ons tyd. Dis wat die duiwel wil hê, jy moet glo. Dat jy niks kan doen nie. Dat jy nie 'n verskil kan maak nie. Daar is nog ontsettend baie welwillendheid in hierdie wêreld. Daar's ontsaglik baie goeie nuus wat net nie vertel word nie. Daar's baie wat ons kan doen. Jy kan doen en ek kan doen om van hierdie plek waar ons is 'n beter plek te maak. Ek wil volgens 2 voorbeelde noem. Die een het ek verlede jaar gebruik in die laaste diens voor ek gaan vakansie hou. Het Andrew van Sail, verlede jaar se hoofseun van Affies, wat so aangegryp is deur 'n skoolmaat wat met kanker gediagnoseer is, dat hy besluit het hy gaan 'n verskil maak. En in sy matriekvakansie het hy sy fiets gevat en van Polokwane af Kaap toe gery. 34 dae, 2800 kilometer. Sy aanvanklike mikpunt is om geld in te samel vir
vir die organisasie wat kinders met kanker behandel. Hy het gesê as hy R20.000 kan bymekaar kry, dan sal dit vir hom die moeite werd wees. Hy staan op die oomblik by oor die R700.000. Maar dis nie die beste nie. Die beste is wanneer hy vertel van die goedheid van mense. Van hoe mense, wildvreemde mense hom langs die pad ontvang het en versorg het en bederf het en kos gegee het en blyplek gegee het. Die goedwillendheid van mense in hierdie land waarin ons elke dag woon. En aan die einde van sy tog, sy foto wat daar op Seepunt se esplanade geneem is, toe sê hy hierdie belangrike woorde. Hy sê, love living life. Love living life. Lief dit om die lewe te leef. Tweede voorbeeld, het in die afgelope 2 weke hier rondom ons afgespeel. Toe die Radio Jacaranda goedere bymekaar gemaak het, vir die slagoffers van die vloede in Mpumalanga en in Limpopo. En die tonne en tonne kos en klere en water en noem dit, wat hulle gekry het van mense wat gesê het, ons wil 'n verskil maak. Ek sit nou die middag na die radio en luister in my kar op pad huis toe. En die omroeper sê, ons het 'n probleem. Ons het nie 'n manier om hierdie goed op trokke te kry nie. Ons soek pallette en ons soek baie. En binne 25 minute het hulle by 11 verskillende maatskappye 'n aanbod gekry van pallette, gratis. Ons bring dit vir julle, ons help die goed pak, ons laai die goed met vurkhuisers op die trokke. Dis die wêreld waarin ons leef. Dis die land waarin ons leef. Mense wat kies om 'n verskil te maak, 'n positiewe bydrae te maak. Weet jy wat? Dis ons roeping ook. Dis jou roeping as Christen. Dis deel van wie ons is. Dis deel van ons getuienis. Getuienis gaan nie net oor op 'n straathoek gaan staan en preek nie, dit ook. Maar getuienis gaan oor die diensbaarheid wat jy en ek elke dag leef wanneer ons mense help, selfs mense wat ons dalk glad nie ken nie. Getuienis is dit wat ons doen wanneer ons van hierdie plek waar ons is, hier, Tshwane, Lynnwood Rif, 'n beter plek maak. Wanneer ons kies om ons roeping uit te leef. Dis waarom jy geroep is. Nie om moeg en moedeloos iewers op 'n hoopie te sit nie. Stefan Joubert skryf van die week in 'n aangrypende artikel in die Beeld. Hy sê, ek is nie moeg nie. Ek is nie moeg nie. En toe sê hy presies dit. Want die Here gee vir hom krag. Ja Johan, maar jy verstaan nou nie mooi nie, ek is 'n bietjie oud. Nee, ek het nou met pensioen gegaan. Ek is nou nie aftreeoord. Daar's nou nie eintlik veel wat ek kan doen nie. Of, maar ek het nie eintlik tyd nie, die druk by die werk is geweldig groot. Of, die beter een, dit gaan tog nie help nie. Ek kan nie eintlik 'n bydrae maak nie. En jy is dalk reg. Ek kan nie op 'n fiets klim en Kaap toe ry nie. Daar's nie 'n manier nie. Maar hier's die verrassing. Jy en ek kan iets doen. Die vraag is, wil ons? Die vraag is, wil ons? En as jy wil, dan is die vraag, maar hoe gaan ons dit regkry? Want ja, die oormag is groot. Die slegte nuus is baie. Die slegte goed wat gebeur is baie. Hoe gaan jy en ek, ons klein groepie, 'n verskil maak in hierdie wêreld? Wel, die antwoord is dood eenvoudig. As mens die Bybel lees, hou aan Jesus se beloftes vas. Hou aan Jesus se beloftes vas. Leef vanuit sy krag. As ons vanoggend hier sit en ons sê, wel ek gaan self probeer, en ek gaan dit uit my krag probeer doen, kan ek jou beloof,
ek, Johan van der Merwe, gaan 'n movie se flop daarvan maak. Dit weet ek goed. En daarom moet ons 'n ander pad loop. Daarom moet ons aan die Here se beloftes vashou. En dis wat ons gelees het, Handelinge 1 vers 8. Kort voor sy hemelvaart, waar Jesus sy laaste belofte aan sy disippels maak. Hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot aan die uithoeke van die wêreld. Hoor jy dit? Julle sal krag ontvang om my getuies te wees. Vir baie lank in my lewe het ek gedink, wel, dit beteken seker 'n ou moet gaan preek, nie waar nie. En as jy bietjie dieper begin delf, dan kom jy agter, dit gaan nie net oor dit wat jy sê nie. Dit gaan veral oor dit wat jy gaan doen. Die diensbaarheid wat jy het, om 'n verskil in hierdie plek te maak. Jesus maak hier 'n belangrike belofte, hy sê, ek gaan weg, maar daar kom iemand in my plek. En wat sal hy doen? Hy gaan vir julle krag gee. Julle sal krag ontvang, goddelike krag, om te leef, om te getuig, om te vertel, om te doen, om uit te gaan en van hierdie plek 'n beter plek te maak. Dit was nie 'n leebelofte nie waar nie. Julle ken mos die geskiedenis, op Pinkstersondag, toe die Heilige Gees uitgestort is. En hierdie manne die krag van God gekry het. Visserman Petrus, eenvoudige man, rowwe hande, wat die preek van alle preke preek. 3000 mense kom tot bekering. 'n Visserman, wat met die krag van die Heilige Gees, onder leiding van die Heilige Gees, dit doen wat ek glo hy nooit in sy lewe gedink het, hy ooit sou doen nie. Handelinge 2 vers 41, die wat sy woorde aangeneem het is gedoop, en omtrent 3000 mense is daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Dit was nie net Petrus nie, ook ander. Petrus, toe hy later in sy lewe in Rome sterf, toe sê hy vir die Romeine, moet my nie kruisig soos hulle Jesus gekruisig het nie. Kruisig my onderste bo, as deel van my getuienis. Deur die geskiedenis het mense gegaan en gedoen. En as dit nie vir hulle was nie, was ons nie vanoggend hier nie. Ek het al vir 'n oomblik daaroor gedink. As dit nie vir mense was wat deur die krag van die Gees aangegryp is en wat uitgegaan het en wat met diensbaarheid getuienis gaan praat het en doen het nie, sou die Christendom nie versprei het nie. En sou dit nooit by ons uitgekom het nie. Dit is nie net krag nie. Dit is ook die Here se teenwoordigheid. Matteus 28 vers 19 tot 20. Gaan na die nasies toe. En dan sluit hy af met hierdie aangrypende woorde. Onthou, ek is by julle. Hoor jy mooi vanoggend? Jy sal krag ontvang. En ek sal by jou wees. Wonder jy nog of ons 'n verskil kan maak? Nou Paulus antwoord dit vir ons in Romeine 8, wanneer hy sê, die Heilige Gees woon in elkeen van ons. So as jy vanoggend hier sou sit en sê, wel, dis nou goed van Petrus en Paulus en al die ouens, alle ouens en die ouens hier rondom my, net nie ek nie, Here, ek is nie so seker of dit my job is nie. Dan wil Paulus vanoggend vir jou sê, my kind, jy het die Gees van God in jou lewe. Jy het hierdie krag tot jou beskikking. En hoe weet ons dit? Hy sê wel, dis die Heilige Gees wat jou laat glo. As die Heilige Gees nie in jou gewone gewerk het nie, sou jy nie geglo het nie. Die feit dat jy bely dat jy verlos is, die feit dat jy aangeraak word en geroer word deur die woorde wat Peer gesing het van God wat saam met ons stap, wat ons hand vashou, dit bevestig die feit dat die Gees van God in jou is. Jy hoef nie 'n gevoel te kry nie, jy hoef nie een of ander bewerasie te kry of een of ander gloed te ervaar nie. Christen wees is gelyk aan die Gees
van God hê. En dan het jy mos vanoggend, en dan het ek mos vanoggend, die krag van God in ons, die Gees van God in ons. Dis dieselfde krag waarmee Petrus getuig het en gepreek het. Dis dieselfde krag waarmee Paulus uitgegaan het en die evangelie gaan verkondig het. En hy het dit beleef en verstaan. Daarom bid hy dit vir die gelowiges in Efese, in Efesiërs 1, van vers 17 af. En ek het hierdie teks al baie gebruik, maar as jy nou een teks in jou Bybel wil gaan onderstreep hierdie gebed van Paulus. Dis een van die aangrypendste gedeeltes in die Bybel, want wat sê hy? Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle die wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir ons as gelowiges bestem het. En dan, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Jy moet dit weer gaan lees. Jy moet dit weer gaan lees. Die krag wat jy en ek tot ons beskikking het, om in hierdie wêreld 'n verskil te maak, sê Paulus, is dieselfde krag en mag wat die Vader gebruik het om Jesus uit die dood op te wek. Wow! Dit kom nie groter as dit nie. Ons kan nie vir meer vra nie. En dis wat die woord vanoggend vir jou en vir my wil onderstreep. Ons wat in 'n wêreld leef, waarin dit voel asof alles teen ons is. Ons wat bang is om goed te doen, omdat almal sleg doen. Omdat die stroom van slegheid so groot is. Ons leef in die kragveld van God se Gees. God se krag wat in jou is, wat jou in staat stel om die lewe met hoofletters te leef en dit te geniet as 'n geskenk van die Here en uit te gaan en 'n verskil te maak. Dis wat ons in staat stel om verlief te wees op die lewe. Want die lewe, die feit dat jy vanoggend hier sit, is 'n geskenk van die Vader aan jou. Wat maak jy daarmee? Wat maak jy daarmee? Wat beteken dit in die lewe van elke dag? Ek dink, ons moet onsself en mekaar daaraan herinner dat ons nie alleen in hierdie wêreld is nie, maar dat die Here by ons is. Hy het dit ons beloof, Matteus 28. Tot aan die volëinding van die tyd is ek by julle. En die tweede ding wat jy en ek sensitief voor moet wees, is die werking van die Gees in ons lewens. Die feit dat ons in die kragveld van die Gees leef, die invloed op jou lewe is nie outomaties nie. Dit is 'n keuse wat jy moet maak. Dit is 'n keuse om sensitief te wees vir die stem van die Heilige Gees. Dit is 'n keuse om gehoorsaam te wees aan dit wat hy vir jou sê. Gaan doen iets op 'n spesifieke plek. Maak nie saak hoe oud jy is, of jonk jy is, of hoe baie of besig jy is nie. Vriend vertel vir my Vrydagmiddag, predikant hier aan die ander kant, ver, hoe hy tydens hulle week van gebed deel van sy eie getuienis met die gemeente deel. En toe hy klaar is, so stap hy agtertoe, hulle het nie 'n musiekgroep en goed nie, hy moet alles self doen. Toe stap hy agtertoe om 'n CD te gaan aansit, en toe hy so halfpad in die paadjie af is, toe sê ons sê mos, die stemmetjie vir hom, sê die Here vir hom, deur sy Gees, stop, gaan terug, vra of daar nie iemand is, wat ook 'n getuienis wil lewer. En hy gaan terug en hy doen dit, en daar staan 'n vrou op, en sy vertel 'n verhaal, wat ek nie vanoggend vir julle wil of kan vertel nie, maar wat die mense in daai gemeente aangryp,
Eerste keer in 'n klomp jare wat sy haar voete in 'n kerk sit. En wat sê hy vir my? Hy sê vir my, Johan, dankie dat ek geluister het. En dat ek gestop het en omgedraai het en vir haar geleentheid gegee het. Dis sensitief wees vir die stem van die Gees. Waar gaan jy dit doen? Ek weet nie. Maar die Here weet. Kom net uit jou gemakstoel uit. Begin net iets doen. Vertrou die Here vir sy krag en wysheid en woorde. Dis dalk baie naby aan jou. Dis dalk 'n manier waarop jy in jou huwelik regtig diensbaar wil wees. Sonder om iets terug te verwag. 'n manier waarop jy teenoor jou kinders optree. Kinders wat sê dat hulle moeg is. Miskien is dit ouers se grootste roeping in die tyd waarin ons is. Jou bure in die aftreeoord. Jou kollegas by die werk. Die mense wat die winkel met jou deel. Wat die pad met jou deel. Die skoonmakers en die motorwagte. Die ou wat hier by die sekuriteitshek sit, waar ons almal in en uitry, of een daar of een daarbo. En maak 'n verskil. Dit mag dalk net 'n glimlag van jou vra. Dit mag dalk 'n koppie tee wees. Dit mag dalk 'n drukkie wees. Maar staan op. Maak 'n verskil. Gebruik die krag van die Gees wat in jou is. En maak hierdie plek 'n beter plek. Ek wil afsluit. Andrew het op 'n fiets geklim en 2800 km gaan ry om 'n verskil te maak. En mense hier in Gauteng, baie kos, tonne kos en water en ek weet nie wat als gebring vir die ouens daar in die Laagveld nie. Wat kan jy? Wat kan jy? Miskien het jy net nodig om 'n slag opregte glimlag of 'n koppie tee te maak. Doe net iets. Begin met hoofletters leef. Omdat jy vanuit die krag van die Gees wat binne in jou is, in die teenwoordigheid van Jesus Christus, uitgaan in die wêreld en met jou woorde en dade 'n verskil gaan maak. Here, dankie dat U deur die Gees in ons woon, dat U ons sterk maak en dat U by ons is. Dat ons met ons hand in U hand die pad kan stap. Maak ons gewillig om te gaan waarheen U ons stuur, sodat ons met ons woorde en ons dade deur diensbaarheid in hierdie wêreld 'n verskil kan maak. Gee Here dat ons met hoofletters sal leef, omdat ons die roeping wat U vir ons gegee het, aanvaar en uitleef. Ons bid vanoggend, Here, vir ons land, ons bid vir ons stad, ons bid vir ons voorstad waar ons woon. Dankie dat ons dit alles voor U voete kan sit en kan vra dat U ons sal help om iewers op een of ander manier 'n verskil te maak. Ons bid vir die week wat voorlê, Here, dat U in hierdie week saam met ons sal wees. Dat U tree vir tree die pad saam met ons sal stap. En dat ons derentyd bewus sal wees van U teenwoordigheid in ons lewens. Ons bid vir almal in ons gemeente wat siek is en wat hartseer is. Dankie dat U die groot geneesheer is en die groot trooster is. Maak hulle intens bewus van U teenwoordigheid. Here, en gebruik ons as instrumente in U hand om te troos en om heling te bring. Bo alles kom ons vanoggend en ons plaas onsself in U hande. En ons vra dat U saam met ons sal wees. In Jesus Christus se naam. Amen.